Môre julle, ons kuier weer vanoggend op hierdie lekker Woensdagoggend. Die begin nou so bietjie koel raak in die oggende, maar is weer so lekker net om bietjie stil te staan. Kom drink 'n koppie koffie vanoggend saam met my en kom kuier net lekker saam. Waar ons net weer bietjie dieper gaan in God se woord en sy waarheid. So vanoggend begin ons met 'n splinter nuwe reeks waar ons gaan praat oor vat jou grondgebied terug of neem jou grondgebied in. So die eerste opdrag wat die Here vir ons gegee het as mens is om te heers. Kom ons kyk bietjie in Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die diere op die aarde, wat op die aarde kruip. So dit was God se oorspronklike doel vir ons mensdom. Om eerstens te vermenigvuldig, om te groei, te bou, uit te brei en natuurlik vrugbaar te wees. Maar dan het die Here ook gesê ons moet heers. Die ding is, as jy jou doel verloor, of jy vergeet wat dit is wat jy veronderstel is om te doen, dit is wanneer jy die wil verloor om te lewe of om te bestaan. Geen wonder dat die vyand dit doen. Hy probeer juis ons doel kom steel en jou oortuig dat jy eintlik doelloos is. So dis die een kant kom hy en hy steel ons doel en dit waarvoor ons geroep het en wat die Here vir ons oorspronklik bedoel het, en aan die ander kant val hy jou identiteit aan, want jou identiteit wys vir jou wat jou doel is. Jou identiteit wys vir jou wat jou roeping is. So hy sal ons doel probeer verbloem of hy sal ons identiteit probeer verdraai. Enige iets gaan hy doen dat ons net nie in autoriteit opstaan in dit wat die Here oorspronklik bedoel het vir ons om te wees nie. Soveel mense sit met 'n minderwaardigheidskompleks of hulle voel doelloos en hulle is vreesbevange omdat hulle verloor het wat hulle doel is. En die hele element van ons moet heers het hulle heeltemal verloor. So die reeks gaan ons 'n bietjie gesels om jou grondgebied in te neem en op te staan teen hierdie aanvalle van die vyand. So ons gaan praat oor jou wapenrusting. So jy kan gerus Efesiërs 6 gaan lees en die volgende paar weke gaan ons stil staan. Ons gaan net 'n bietjie praat. Ons gaan wapen vir wapen uithaal wat die Here vir ons gegee het om teen die vyand op te staan. So vanoggend gaan ons begin en ons gaan praat oor raak ontslaa van daai skuldgevoelens. Ons gaan net so vinnige breek vat. Dan gaan ons terugkom en dan gaan ons 'n bietjie praat oor skaamtes en skuldgevoelens wat ons so saam met ons dra. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ek wil vanoggend, soos ek sê, bietjie met julle gesels oor skaamtes en skuldgevoelens, of as ek dit nou in Engels kan noem, guilt en shame. So om staande te bly, beteken dit, as jy in 'n battlefield is, moet jy eers die vyand ken. Jy moet sy strategieë ken, jy moet die timing ken, wanneer om aan te val, wanneer om te gaan lê, wanneer om dop te hou. So jy moet eintlik, soos ek sê, voor jy in enige oorlog ingaan, ek praat nou van fisiese oorlog, moet hulle seker soos 'n battle plan hê, nê? En ek dink dit was juis hierdie battle plan wat hulle Hitler oorwin het. En baie keer werk dit goed en partymal werk dit nie. Net so is ons in 'n geestelike oorlog, dag in en dag uit, of mos dit nou besef of nie. Want die vyand is in stealth mode. Jy gaan hom nie sommer net agterkom, o, daar sy en hy doen dit en dit nie. Maar ons weet, hy kom met gedagtes en hy kom met situasies en hy wil die heeltyd ons potjie en dis hoekom ons dit moet sien vir wat dit is. Want as jy nie jou mure gaan ophou en die defense in plek sit nie, gaan hy field day en dan kan hy kom steel, slag en verwoes. So een van die vyand se grootste wapens is hierdie guilt en shame.
En hy gebruik dit van die begin af, van Adam en Eva het hy al begin met sy guilt and shame boodskapies, want hy wil ons gevange hou. Sy leuns en sy planne het wel geen houvas plek of effek in jou lewe nie, tot jy dit toelaat en jy dit glo. Jy sien, ons is gees, siel en liggaam. So ons het 'n liggaam, ons het 'n siel en jy is 'n gees. En nou kom die vyand en hy wil ons op al 3 afdelings, of kan ek sê, ja, hy wil in jou liggaam jou aanval met siektes, hy wil in jou siel aanval met gedagtes en emosies, en hy wil jou geesmens aanval, sodat jy nie kan konnekteer met die Vader en met die Heilige Gees nie. So hy wil ons die hele tyd aanval, maar dit is ons verantwoordelikheid om hierdie mure te bou, om hom intentioneel uit te hou. En jy sien, hy gaan, natuurlik wil hy nou toegang kry, maar hy gaan nie net aan die voordeur klop en sê, hallo, ek wil inkom nie. Watter mens gaan vir die vyand sê, okay, kom, jy het te veel, kom in, jy kan maar net, jy's welkom hier. Niemand gaan dit doen nie. So hy kom met misleidings, hy kom met leuns en verdraaiings en hy lei jou in 'n lokval in. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons in die gees van onderskeiding moet wandel en die Heilige Gees se stem moet ken, want hy expose al daai planne. En nou nog voor hy dink hy gaan jou aanval, dan kom die waarheid uit. Nou dit is nou presies wat hy doen met guilt en shame. Soos byvoorbeeld, kom ons maak nou 'n praktiese voorbeeld hoe hy 'n hou vaskry in mense lewe. Jy gaan net aan en jy lewe jou lewe en jy lewe in vrede met almal en jy volg God se beginsels en dan kom daar iemand wat selfsugtig is, dis dalk 'n onveilige mens, dis 'n manipulerende mens en dan misbruik hierdie persoon jou. Of jy het 'n vriendin en hierdie vriendin steek jy nou in die rug. Iemand wat jy nou regtig vertrou het en nou kry jy seer. As jy nie gaan versigtig wees nie, en dit is nou presies hoe hierdie lokvalle werk. Jy was onskuldig, maar nou wat gebeur? Jy dra 'n grudge in jou hart, of jy vergewe nie, en daar bou bitterheid op en onvergewensgesindheid. En dan lag hy, want nou het hy die mag om jou te torture. Julle, die klink verskriklik, maar kom ons lees dit, dis letterlik in die Bybel. Matteus 18, vanaf vers 6, ek gaan nou nie vir ons die laaste deel lees, maar dis nou die hele verhaal, ek sal net gou die agtergrond vertel. Dis hierdie man wat geld geskuld het vir sy meester. Nou dis 'n simboliek, natuurlik was dit een van die stories wat Jesus vertel het, of die beginsel, of die parables wat Jesus vertel het, en hy wil iets vir ons kom demonstreer. Hy praat eintlik hier oor vergifnis, maar hierdie man skuld nou vir sy meester, kom ons sê R1 miljoen, net om dit in konteks te sien, dis nou net om die storie nou te paraphrase, as ek dit nou so kan stel. So hy gaan na en hy sê, meester, asseblief, vergewe my, ek weet ek het hierdie verskriklike skuld, en hy smeek vir hom om sy skuld af te skryf. En die meester het genade, en hy skryf sy skuld af. Boom, jy skuld niks nie, maar van nou af moet jy verantwoording vat, en dan gaan jy moet mooi loop om jou skuld nie weer so te laat opbou nie. En hy is te bly, hy gaan af en hy het nou 'n blydskap in sy hart, hy is nou vrygespreek, en hier kom hy uit, en hier loop hy sy chommy raak, wat vir hom R20 skuld. En hy gaan hom letterlik te lyf, en hy slaan hom, en hy skree op hom, en sê, gee my geld, ek soek nou my R20. En hy raak, en hy het geen vergifnis vir die ou, wat vir hom, sy skuld van R1 miljoen nou net afgeskryf, maar hy het nie die genade, om die ou wat vir hom R20 skuld, te laat gaan nie. Wat praat van vergifnis, nie? En dan gaan Jesus, en hy sê verder in vers 34, en dan gaan vers 35 ook vir ons lees, wat hy sê in die Amplify, and in wrath, hy praat nou van die meester, hy sê, and in wrath his master turned him over to the torturers, the jailers, till he should pay all that he owned. So omdat hy nie bereid was om sy chommy te vergewe nie, nou moet
hy die konsekwense dra en nou word hy half letterlik getorment omdat hy nie in vergifnis kon wandel nie. Want die hele beginsel gaan natuurlik oor vergifnis. So also my heavenly Father will deal with every one of you if you do not freely forgive your brother from your heart his offenses. So hier gaan dit nie so seer oor die skuld van die geld nie, dit gaan oor om iemand te vergewe en dis nou presies wat die vyand doen. Is hy kom en hy verdraai sekere goed in mense lewe, laat hy jou in 'n lokval kan lei, sodat jy sondig en dan net hou vas in jou lewe. 'n Ander voorbeeld is wanneer jy byvoorbeeld swaar kry en jy probeer regverdig hoekom jy skelm moet wees of van iemand moet steel of omdat jy moet lieg oor iets. En al hierdie hele is strategie van die vyand om jou te kry om iets verkeerd te doen, laat hy jou kan aanval met wat? Guilt en shame. Want nou doen jy die verkeerde ding en dan dadelik die volgende ding is jy daai skaamte en jy het hierdie skuldgevoelens wat jy saam met jou dra. Nou guilt en shame het meer lewens al verwoes en mense se drome vernietig omdat hulle eenvoudig net nie weer die skrif en die waarheid vasgemaak het in hulle harte en gesê het, Here, ek gaan nie toelaat dat ek in die struik val van die vyand nie. So, eerste verdediging om hierdie beginsel te snap is die volgende. Nou kom ons lees gou-gou vir ons in Romeine 8 vers 1 en dis eintlik 'n baie bekende skrif. Ek wil dit vir ons net weer in die Amplify lees en dit sê, Therefore, there is now no condemnation, no adjusting guilty of wrong. For those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. So almal van ons het 'n storie. En almal van ons het op 'n stadium iets gedoen wat ons baie skaam was oor. En hoe die duiwel dit wou probeer gebruik het as blackmail. Of vir jou sê, luister maar, het die Here regtig? Het jy regtig tot bekering gekom? Het die Here regtig jou sondes vergewe? En hy kom met allerlei tegnieke en ons leer dit van Genesis tot in Revelation wat hy praat van die accuser of the brethren, nee? Maar gelukkig het ons Jesus, wat vir ons die losprys kom betaal het en elke dokument kom opskeer het en vernietig het. En nou hoef ons nie meer skuldig te voel oor die dinge wat ons gedoen het toe ons in die ou mens was, toe ons in die ou vlees, voordat ons tot bekering gekom het. Want onthou, daar was 'n mens voor jy die Here gedien het en daar's iemand nadat jy die Here aangeneem het. So dis hoekom voor dit we walked according to the dictates of the flesh, nee? Wat ons nou net gelees het. Nou het ons weergebore geword en nou is ons gees vervuld en now we walk after the dictates of the Holy Spirit. So ja, daar's 'n dag wat jy tot bekering gekom het. Toe jy gejustify en ek moet dit in Engels sê want dit rym so mooi. Justify, sanctify, glorified. So eers toe jy tot bekering gekom het, you were justified. Just as though you have no sin. Dis waar die Here jou sonde skoon was deur Jesus se bloed. Dis nie te sê jy kan nou net aanhou sondig nie. Dis nou nie te sê jy hou aan doen wat jy gedoen het nie. Dis waar die sanctification in kom. Nou gaan jy deur die skoonmakingsproses om al hierdie aanklagte, al hierdie false accusations af te sny, sodat die duiwel geen aanklag teen jou verder kan lê nie. So jy lewe nie meer in intentionele sonde nie. Jy hou nou op jok. Jy hou nou op mense indoen. Jy hou nou op selfsugtig te lewe. Jy begin die vrug van die Gees in jou lewe toe te laat en jy wil nou die regte ding doen. En dan enig as ons in die hemel is, gaan ons geglorified wees. So, met ander woorde, die sanctification, die skoonmakingsproses is 'n konstante proses waarin ons wandel en soos ons skoon maak, het die duiwel geen meer oordeel oor ons nie. En daai veroordeling wat hy die heeltyd oor ons plaas.
So een van die grootste vyande in ons lewe is partymal hierdie skuldgevoelens wat ons so saam met ons dra. Maar kom ons sit dit gou bietjie in konteks, né? Want ja, jy kan nou nie vir jouself sê, luister, ek's nou perfek, I've arrived en ek hoef nooit weer skuldig te voel oor enigiets nie, want daar's valse guilt en shame en dan's daar ware skuldgevoelens. Nou kom ons verduidelik die verskil tussen die twee. Valse skuldgevoelens is soos wat ons nou geleer het, dis condemnation. Dit word jou is condemned, as ek nou sê in Afrikaans, jy is veroordeel. Jy voel die heeltyd, ek's nie goeie mens nie, ek is nie goed genoeg nie. Daai kom van die vyand af. En dis valse aanklag. Maar nou kry jy ware en dis eintlik nie aanklag nie, dis oortuiging. En dit noem mens conviction, en ons gaan dit nou lees, en dis die Heilige Gees. Julle, en dit is die verskil. Die een wil jou afbreek, die ander ene wil jou lei na genesing. So hy oortuig jou van dinge wat nie reg is in jou lewe nie. En dan kan jy nie net sê, nee, ek moet nou net dit ignore nie. Dis daai wat jy moet luister en sê, okay, Here, ek moet verander. Ek moet die hele tyd aanpas om te word meer en meer soos wie Jesus is. En dit staan in Johannes 16 vers 8. And when he comes, en nou praat Jesus hier van die Heilige Gees wat sal kom, nie? He will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness. So die Heilige Gees kom wys die duidelike lyn. Daar's nie hierdie fake lyne van jy weet nie, jy word oor die heeltyd gekondemd oor goed wat jy dink jy skuldig is, maar eintlik het jy dit al afgelê. Nee, hy kom wys, hy oortuig jou van wat sonde is en wat regverdigheid is. And about judgment. En daai hele ding wat mense sê, judge, die een wat regverdig judge is die Heilige Gees. Hy bring vir jou regverdige judgment, nie om jou af te breek nie, maar soos ek sê, hy kom want hy wil hê die vyand moet nie meer hou vas in jou lewe hê nie, so hy kom expose al hierdie goed, hierdie klein doringkies in mense lewe, wat jy uitsny, en dan verloor die vyand sy hou vas. Is dit nie wonderlik nie? So die een ding wat die vyand gebruik ook om jou baie keer aan te val, is natuurlik om te sê, het God jou regtig vergewe? Het God regtig gesê, so hy vul jou doel en jou identiteit aan, soos wat ons nou nog gesê het, maar hy vul ook God die Vader aan in jou beeld. Hy wil die beeld kom verdraai hoe jy dink oor God die Vader. Dat jy half voel, yes, het die Here my regtig lief, het hy my regtig vergewe, is die Here naby nie, en hy het dit van die begin af gedoen. Mens kan sien, soos ek sê, by Adam en Eva het hy al begin. Kom ons gaan lees daar in Genesis 3 vers 1. Now the serpent was more subtle and crafty. Dis wat ek nou nog sê, hy's in stealth mode, nie? Than any living creature of the fields which the Lord God had made. And he, Satan, said to the woman, can it really be that God has said? Kyk, hy sê nie, God het nie gesê nie. Hy gee hom met 'n twist. Hy bring dadelik twyfel. So as jy daai stemmetjies hoor, daai valse, het dit regtig gebeur? Het dit, jy weet, daai tipe trant, dan weet jy dadelik, hierdie is nie die Gees van die Here nie. So dadelik bevraagteken, het die Here regtig gesê, hy wil vir haar laat voel dat die Here iets van haar af weghou, dat hy onregverdig is, dat hy nie sê wat sy woord nie waar is nie, en hy sê, you shall not eat from every tree of the garden. Nou vra hy so kamma vir haar, is dit regtig so? En eintlik het hy dadelik net 'n saadjie van twyfel kom saad. Nou het mens nou 'n voorbeeld van 'n mens wat nou nie die onderskeid gehad het nie, en het sy dadelik geval vir sy streke, maar nou kom Jesus. En die duiwel dink wraggies, hy gaan nou vir Jesus op dieselfde manier vang, nie? En hy gaan daarna Jesus toe hy in die woestyn is, en ons lees in Matteus 4 vers 3. And the tempter came and said to him,
If you are God's son, weer eens met dieselfde tegniek as jy is. Hy sê nie hy is nie, hy bevraagteken net sy identiteit, nê? Command these stones to make loaves of bread. So die duiwel kom en hy wil vir die eerste keer Jesus se identiteit aanval. Is jy regtig die seun van God? En met Eva die verhouding met God bevraagteken. En dit is sy strategie. So een van die grootste aanslae wat ons teen moet staan is hierdie valse skuldgevoelens wat ons dra, maar ook valse skuldgevoelens wat ons teen ons self dra. Weet julle wat, baie keer moet ons met 'n pad loop van vergifnis en ons moet ander mense vergewe vir dit wat hulle aan ons gedoen het. Maar partymal is die grootste en die hardste pad of die moeilikste om te doen om jou self te vergewe. Want jy katasa jouself en sê, hoe kon ek dit gedoen het? En hoe kon ek hierdie gedoen het? En daai is ook valse guilt en shame. Verwyte wat mens absoluut kan vernietig, maar dit steel ook jou vryheid en om net te wees wie die Here jou gemaak het om te wees. Nou een ding wat ons net moet besef is, die verlede is die verlede en jy kan absoluut niks daaraan verander nie. Maar jy het wel beheer oor wat jy vandag gaan doen. Jy het beheer oor wat jy vandag gaan kies, die regte ding is om te doen. So die vyand wil jou so besig hou met gedagtes oor die verlede en waar jy moet skaam wees, dat jy die gedagtes jou so sal oorweldig, dat jy letterlik jou fokus moet verloor op dit wat nou reg voor jou is. En dan wat gebeur? Hy steel jou vreugde, hy steel jou vrede en hy steel jou krag. En dit is dan baie keer hoekom mens moedeloos voel en in hierdie plek is waar hy jou gevange hou, dat jy nie kan losbreek nie. En hierso is een van die grootste kragte, of kan ek sê, een van die beginsels wat mens hierso moet snap, is die beginsel en wat mens moet leer om in aanvaarding te wandel. Om dinge te kan aanvaar vir wat dit is. Ja, mens het seer gekry. Ja, daar was verlies. Ja, jy het iets verloor. Ja, jy is nie meer die mens wat jy was nie. Daar het iets gebeur, maar die oomblik wanneer jy kies, okay, Here, ek kan nie verander wat met my gebeur het nie. Ek het dalk verkeerde keuses gemaak. Mense het my dalk te nagekom. Daar het seker goed wat ek gedoen het wat ek regtig oor skaam is. Maar vandag kies ek om te vergewe, vry te spreek en ek aanvaar dit ook, dat ek dit nie kan verander nie. Ek gaan net nie meer toelaat dat hierdie skuldgevoel die res van my lewe saam met my loop nie. Ja, ek was skuldig. Ja, ek het jammer gesê. Ja, ek het vergewe. En wat is die volgende ding? Nou moet jy let go. Jy moet afsny en jy moet ligter lewe. En dis ook hierso wat ons weer eens daai onderskeid moet wandel. Wat is in my beheer? En wat is buite my beheer? In my beheer is om vir mense jammer te gaan sê soos ek gesê het, of dinge reg te maak, verantwoordelikheid te vat vir my aksies, en die res gee ons vir die Here. Ons kan nie vir ander mense besluit nie, ons kan nie vir ander mense hulle lewens lei nie, ons kan net doen wat die Here vir ons in ons grondgebied gesit het. Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor aksieplan om op te staan teen hierdie skuldgevoelens. Ek is nou weer terug. Julle, ons praat 'n bietjie vanoggend oor valse skuldgevoelens. En nou wil ek bietjie prakties met julle hieroor praat. So ek gaan 8 stappe noem en dan gaan ek verduidelik, natuurlik aan die een kant het ons 'n vyand wat ons met skuldgevoelens met ons gedagtes aanval. En dis hoekom ons spesifiek die wapenrusting gaan hanteer en ons sal nou daarby uitkom. En dan is daar ook mense wat ons aanval met valse skuldgevoelens. So ons gaan bietjie prakties daaroor praat.
So wat doen jy as hierdie skuldgevoelens oor jou pad kom? Eerstens vra jy jouself, is ek skuldig? So is dit ware skuldgevoelens of is dit valse skuldgevoelens? Soos wat ons nou gepraat het van convict en convince. Wat die ene is dit van daai twee? So die tweede punt wat jy moet vra is, of sê vir jouself, as jy skuldig is en jy weet jy het iets verkeerd gedoen, wat is in my mag en wat kan ek doen om hierdie situasie te verbeter? Soos ek genoem het, jy kan om verskoning vra. Jy kan regmaak, jy kan bely. En dit is wat 1 Johannes 1 vers 9 vir ons sê. Dit help nie jy gaan kruip weg daar in 'n hoekie nie. Neem verantwoordelikheid en man up, as ek dit so kan sê. Maar hoor bietjie wat sê 1 Johannes 1 vers 9. Jog, hier is 'n baie wonderlike skrif as dit kom by genesing. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously, so hy hou aan, nie, dis 'n skoonmakingsproses, onthou wat ek nou gesê het, dan sê hy, cleanses us from all unrighteousness. So weer eens, baie mense dink jy bely, en nou is jy vir altyd net skoon. Nee, jy moet konstant, continuously, so dit is 'n proses van skoonmaking. En dan sê die Amplify, everything not in conformity to his will in purpose, thought and action. So dan kom die Here en hy maak jou skoon, sodat jy jou doelgerig is volgens God se wil. Jou gedagtes begin te dink wat daarbo is, dinge wat daarbo is en nie die dinge op die aarde nie, en jou aksies dan goeie vrug kan voortbring. So dis die tweede punt is om dit wat jy wel verkeerd genoem het, die ware skuld te bely. Want op daai manier het die vyand ook partymal hou vas as ons juis nie ons skulde bely nie. En dan die derde punt wat ek ook genoem het is om jouself te vergewe. Om te sê ja, ek was verkeerd. Ja, ek was mislik met daai persoon. Ja, ek het nie mooi met my kind gepraat nie. Ek was lelik met my man en dan jouself te vergewe, né? En die vierde punt is verander jou verkeerde drag. En dis wat ons van gepraat het. Ons kan nou nie net sê, luister, ek is nou maar net soos wat ek is nie. Vergewe my, maar jou aksies verander nie. Want as jy jammer sê sonder 'n gedragsverandering, is dit eintlik maar manipulasie en ons gaan nou daaroor praat. Gaan lees gerus Hebreërs 6. Hy verduidelik vir jou daai baie mooi in konteks. Maar net so vinnig in konteks te sit, sê Matteus 3 vers 8 vir ons, bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. So jy kan nie nou net sê ek het my sonde bely, maar jou aan, soos ons gesê, die verkeerde gedrag. So daar moet 'n vrymaking kom van die sondige lewe, sodat die guilt and shame nie meer toegang in ons lewe kan hê nie. En dan kom die 5de element en dit is dan om te groei in die gees en te leer om in oortuiging te wandel. Wat ons gesê het waar die Heilige Gees kom, convict and convince. So jy moet nou jou conscience, daai stemmetjie agter wat regtig van die Heilige Gees af is, moet jy leer om na te luister. En dan lei dit na die volgende punt. Nommer 6 is lewe in 'n gees van onderskeiding. Julle, hierdie is verskriklik belangrik, want dan gaan jy dadelik die vals van die regte kan onderskei. Wat vir my nogal skokkend is partymal, of wat ek ook al agtergekom het in die lewe is, die Heilige Gees sal vir my byvoorbeeld iets sê, of ek sal byvoorbeeld met vrouens praat, en ons is nou in hierdie meeting, en ek sal net praat, en ek sal net hoor wat sê die Heilige Gees, en ek sal oor iets praat. Ek sal nie dink dit spesifiek vir daai een, of 'n spesifieke daai nie, ek luister wat hy sê, en dan praat ek daaroor. En dan baie keer, as iemand nie die onderskeid van die Heilige Gees het nie, nou praat die Heilige Gees met daai ene direk,
Maar in plaas om te onderskei dat, hallo, dit was die Heilige Gees wat nou besig is om te praat, dan dink hulle mense skinder van hulle. Ek het dit al soveel keer ervaar. En dan na die tyd, dan is hulle sommer kwaad vir my. Hoe weet jy dit? En toe dog ek weet dit nie. Ek het nie eens geweet dis op jou gemik nie. Ek het net gesê wat die Heilige Gees gesê het. So ons moet ook nie sulke harde hê, dat ons nie kan hoor as die Heilige Gees met ons praat nie. Want dis nie om jou te oordeel nie. Dis nie om jou slegter te laat voel nie, maar mense wat nie in die Gees wandel nie, voel veroordeel, want hulle het nog nie onderskei. Dit is condemnation en conviction. So die Heilige Gees met jou kom oortuig om 'n skoner lewe te lewe. Dan kom ons by nommer 7. As jy nie skuldig is nie, moet jy sien dat dit partymal is dat iemand dalk jou probeer laat skuldig voel met manipulasie. En dit is ook daai valse condemnation. Net soos die vyand kom en hy het valse aanklagte en hy wil die heeltyd die woord verdraai. Soos ons het God gesê, as jy die seun van God is, hulle kom met sulke twists, nê? So kry jy letterlik mense en controllers wat ander mense wil beheer deur valse skuldgevoelens. En dis waaroor ek nou 'n bietjie wil stil staan en net 'n bietjie kom praat daaroor, want weet julle wat, ek dink baie mense sit met valse guilt en shame oor mense wat hulle in daai posisies plaas en hulle weet nie van beter nie. En dit is nou hoekom dit so belangrik is om hierdie ook te sien in konteks. So dan die agste ding wat jy moet doen is jy moet gesonde grense bou om jou grondgebied te beskerm teen die vyand wat die duiwel is, ja, en al sy demone, maar ook teen mense wat kom en hulle wil vals jou manipuleer en jou laat skuldig voel die hele tyd. So, as dit kom by gesonde grense, is dit so belangrik om die gevaar van manipulasie te verstaan. Baie mense besef nie dat daar veilige en onveilige mense is nie. Hulle maak letterlik, as ek nou praat van die grondgebied, hulle het hulle muur gebou, party het nie eers mure nie, want dit is afgebreek. Hulle laat net almal in hulle lewe toe, maar dan kry jy ook hierdie mense, hulle maak hulle hekke oop vir onveilige mense. Mense wat nie goeie motiewe het nie. Want 'n veilige persoon wys opregte empatie. Hulle het ware liefde en hulle wil opbou en hulle wil groei. Hulle wil saam met jou nader aan die Here beweeg. En dan kry jy onveilige mense. Ja, en hulle is tot in die kerk wat wil beheer, wat wil afbreek, wat wil oneenigheid bring, wat selfgesentreerd is en self-promoting het. Dit gaan oor me en myself. En onveilige mense gebruik manipulasie om beheer te kry. En dis een van die tegnieke wat hulle dan gebruik, is hierdie skuldgevoelens. En hulle sal byvoorbeeld boodskappe gebruik wat die heeltyd jou laat voel dat jy nie goed genoeg is nie. En hulle gebruik dit veral met mense wat sag is en wat juis ander mense wil dien. En dis hoe hulle daai gap sien. Hulle sien, o, hier kan ek iemand wat sy hart so sag is, hulle het mercy en hulle is kind en hulle sien niks sleg en geen mens nie. En dan gebruik hulle daai om houvas te kry, nê? En te beheer. En ons moet dit sien vir wat dit is. Want mense wat nie gesonde grense verstaan nie, sien grense as iets wat verkeerd is en dis sleg. So die oomblik wanneer jy gesonde grense vir hierdie mense gaan stel, gaan hulle kwaad word. Hulle gaan dink jy's wreed, hulle gaan dink jy is verkeerd. Want hulle ken dit nie om grense te hê nie. Want hulle voel jy moet alles vir my wees wat ek nodig het op die manier hoe ek dit nodig het. So hulle het geen onderskeid van jy is 'n mens op jou eie en ek is 'n mens op my eie. Daai beheer en selfsug voel ek moet jou beheer en jy moet onder my mag wees. Julle, dit is eintlik glad nie goeie motiewe nie. En wat so ironies is, hierdie mense demand
respek. Maar hulle het geen respek vir jou of neem jou glad nie in ag nie, want dis eintlik maar uit 'n hart van baie selfgesentreerdheid en selfsug. En baie keer is dit dat mens groot geword het in 'n huis en jy kry verskillende tipe, kan ek sê, dis nou seker tipe van 'n narcissisme wat mens nou hier oor praat, want dis 'n Jezebel tipe van 'n ding, beheer, kontrol, maar om nou net dit prakties te verduidelik, jy kry mense wat groot word in 'n huis waar hulle geen dissipline kry nie, so hulle kry net liefde. Hulle hoor nooit nee nie. So letterlik word hulle in 'n wêreld groot van ek hoor net altyd ja, ek kry altyd my sin, ek moet net hard genoeg skree, dan kry ek my sin. So 'n mens word groot met entitlement en verwag die hele wêreld moet so werk. Maar ongelukkig is dit nie hoe die wêreld werk nie, nê? En dan aan die ander kant kry jy mense wat weer uit verwerping en uit 'n lae selfbeeld kom en dan juis omdat hulle daai leemte wil vul, nou wil hulle ander mense beheer want dan laat dit hulle voel hulle is belangrik. Hulle voel dan stook dit half daai die verwerping word dan oor in pride gesit, kan ek basies sê. En dan is dit dat jy dan terwyl jy daai mens beheer, dan voel jy ten minste kan ek dit beheer. Julle hierdie goed vernietig lewens. So in kort gebruik hulle valse guilt of skuldgevoelens om jou te manipuleer om hulle weg te kry, of hulle sal boodskappe gebruik, en nou gaan ek dit sommer prakties vir julle net verduidelik. Byvoorbeeld, jy het hierdie vriendin, en dan wil sy elke oggend saam met jou werk toe ry. En sy kan ook ry, maar sy's nou net nie lus om petrol te gebruik nie, sy wil nou saam met jou elke keer ry, dis nou dalk nie 'n goeie scenario nie, maar ja, kom ons sê hierdie persoon wil saam met hierdie persoon ry, net omdat hulle nie lus het om werk toe te ry nie. Dit gaan nie oor dat hulle nie geld het nie, dat hulle nie 'n kar het nie, dis net, ek is net nie lus om in die verkeer te sit nie, jy moet in die verkeer sit, nie? Maar jy gebruik daai tyd om net bietjie rustig te wees, by jouself uit te kom, met die Here tyd te spandeer, en die oomblik as sy in hy kar gaan klim, gaan sy die hele tyd praat. Jy weet jy gaan nie kan konsentreer nie, sy gaan jou opwerk, en die tyd as jy by die werk kom, dan is jy so opgewerk, jy kan jouself nie help nie. Okay, dis nou een scenario, nie? So nou sê jy vir die vriendin, ekskuus vriendin, nee, daai gaan nie werk nie, want weet jy wat, kan ek vir jou sê, daai tyd is my enigste tyd wanneer ek net bietjie eie tyd het en net voel, ek kan asemhaal. En dan sal hulle iets so sê met ander, dan sal hulle jou laat skuldig voel en sê, maar ek sou dit vir jou gedoen het. Weet, en of hulle sal sê, maar dis wreed as jy nou nie dit vir my wil doen nie. Weet, hulle sal daai tipe boodskappe gebruik. En dan is dit eintlik net met ander woorde wat hulle dan vir jou sê, wanneer ek eie tyd hê en net by myself, dit beteken dan ek is selfsugtig en ek gee nie om vir jou nie. Weet staan, dis altyd sulke tipe klein boodskapies om jou te manipuleer om hulle sin te kry. Of jy sal byvoorbeeld vir hulle grense stel en dan sal hulle sarkasties daaroor en dan sal hulle sê, o ja nee, ek weet jy gaan dit nou nie eintlik wil doen vir my nie, jy weet, of wat ook al die grappie is, en dan is dit eintlik vernederend en is eintlik afbreekend. En dan as jy sê, luister maar, wat bedoel jy daarmee? O nee, ek het net 'n grappie gemaak. Ons almal ken daai een, hè, waar mense net sê, o nee, dis net 'n grappie, en ons weet eintlik wat sy spreuke van, o ek sê maar nie, dis 'n grappie. So met ander woorde wat jy dan vir daai persoon sê is, okay, is grappies nie veronderstel om snaaks te wees nie. So ek weet nie hoe jy wil hê ek moet hieroor voel nie. Want hulle wil eintlik jou verneder of jou laat minder as voel. Ag net so by the way, wil ek net gou-gou jou bietjie, weet, trap. En partymal is dit goed om dit net so ligtelik aan te spreek, nê? En dan baie keer is dit ook soos, mense sal kom en sê, o nee, maar jy's nou nie lief vir my nie, want jy wil nie dit en dit en dit vir my doen nie. En dan kan mens ook sê met ander woorde, jy meet my liefde met wat ek vir jou doen en nie vir jou doen nie. Want mense moet eintlik lief wees vir mekaar, want love is eintlik unconditional. So partymal het mense so checklist. Soos byvoorbeeld, jou vriendin verwag jy moet elke dag met haar 'n uur praat. Okay, dis nou dalk nou 'n goeie voorbeeld. Elke dag 'n uur praat. Want sy wil haar emosionele dumping kom doen op jou, nê?
Weereens, neem jou nie in ag nie. Sy luister nie na jou raad nie. Sy wil nie verander nie. Sy wil net al haar emosionele, omdat sy nie emosionele regulering moet doen nie, nou kom dump sy dit op jou. En nou sê jy vir haar, "Skus vriendin, ek gaan nie vandag met jou kan praat nie." En dan's daai vriendin verskriklik ongelukkig. En dan kom daai boodskap af wees, "O, nee, ek het geweet jy gee nou nie eintlik om vir my nie, nê?" En dan is dit dadelik hy guilt and shame. En dan kan jy net vir haar sê, met ander woorde, jy bepaal die omgee wat ek vir jou het met die hoeveel keer ek jou bel. Dan sê maar ek het net 2, 3 keer al hierdie week met jou gepraat. Hoeveel keer moet ek jou praat? So dit is net dit is 'n swart put wat net jy moet geen, dit is net nooit genoeg nie. Ek meen en so kan mens soveel ander voorbeelde noem waar mense wil probeer manipuleer. Soos byvoorbeeld mense sal woorde verdraai. Jy en jou man sal byvoorbeeld beklei en dan sal jy sê, "Liefie, maar ons het mos net nou gepraat oor die huweliks wat reeks van hoe jy met kommunikeer en so en dan sal jy byvoorbeeld vir jou sê, "My man, kan jy asseblief net hierdie week kyk na ons waterpype want ons sit nou al 'n week sonder water." En iemand wat dalk sensitief is of jy kry mos daai mense, jy raak net aan hulle en dan hoor hulle ander boodskappe en dan sê, "O, jy sê ek is 'n terrible man," nê? En dan verdraai hulle eintlik wat jy gesê het. Wat mens dan net kan sê is, "Okay, wag net so 'n bietjie, wat het jy gehoor het ek gesê? En wat in dit wat ek gesê het laat jou dink dat ek sê jy's nou hierdie terrible man? Herhaal dit net gou-gou weer vir my laat ek dit kan hoor want dis nie die boodskap wat ek vir jou probeer sê het nie. Ek het nie vir jou probeer sê jy's 'n terrible man nie. Ek het net eenvoudig vir jou gevra om iets vir my te doen. Maar baie keer projekteer ons natuurlik en dit is maar ook wat manipulasie is. Hulle projekteer hulle eie seer en onopgeloste issues en dan projekteer hulle op ander mense, want hulle dink soos wat hulle oor hulle self dink, ander mense dink oor my. So, hulle sal ook byvoorbeeld oor en oor 'n ding vir jou herhaal. So sy sê, "Maar ek sê dit mos en ek sê dit nou," soos of hulle iets vir jou probeer sê en dan kan mens ook sê, "Okay, wag net so 'n bietjie. Wat is dit wat jy dink ek hoor nie? Want ek hoor jy sê aanhoudend dit en dit en dit. Dan is dit net van, kom ons kom net by die punt uit. Of, weet jy, daar's soveel tegnieke en daar's soveel dinge wat mense gebruik. Ander mense sal dan net uitstorm as jy hulle nie aanspreek nie, maar as jy iets ophaal en jy sê, luister, okay, jy was nie veronderstel om die boom hier te plant nie, ons moes eintlik die boom daar geplant het. Gooi hulle sommer die graaf neer en daar storm luit, okay, doen dit nou maar jouself, en dan loop hulle net weg, nê? En of hulle kry die stilstype wat ook maar manipulasie is. Wat mens dan vir daai persoon kan sê is, ek sien nou is nie vir jou goeie tyd nie. Wanneer sal vir jou goeie tyd wees dat ons hierdie ding kan bespreek? Maar dis nou net paar praktiese voorbeelde, maar julle guilt en shame is nie veronderstel om te wees by gesonde verhoudings nie. En om iemand met skuldgevoelens aan te kla is nooit oukei nie. En dit is 100% manipulasie. Want dit is verseker nie uit ware liefde uit nie. Jy het nooit nodig om iemand aan te kla nie. En dit is ook swak kommunikasie. Want ware liefde gee vryheid. Ware omgee bring vrede. En dit beskerm en dit laat jou veilig voel. Waar voorwaardelike liefde. Dit val aan, dit het 'n price tag, dit veroordeel, dit beskuldig en dit breek harte. So voordat jy weer iemand wil aankla met guilt en shame, dink gou 'n bietjie. Waarmee is ek besig? Want soveel verhoudings word vernietig as gevolg van hierdie skuld en manipulasie wat oor mense bring. So die is ook deel van om op te staan vir jou grondgebied, om nie meer toe te laat mense jou met valse guilt en shame die heeltyd jou aankla van as jy opstaan vir die regte ding. O nee, dis of hulle jou wil intimideer sodat jy nie moet opstaan vir dit wat reg en regverdig is nie. Ons gaan so vinnige breek vat en dan kom ons nou uiteindelik uit by die wapenrusting. Ek is nou weer terug.
Uiteindelik kan ons nou begin praat oor die wapenrusting. So ek dink ons almal ken Efesiërs 6, maar het jy geweet daar's 'n hele verduideliking van die wapenrusting in die psalms ook. So elke keer as ons gaan praat oor die wapenrusting, gaan ons Efesiërs 6 hanteer en dan gaan ons Psalm 18 hanteer, want dit korreleer met mekaar. En dan is daar ook 'n baie goeie voorbeeld in Nehemia, wat Nehemia dit vir ons prakties wys van hoe om mure te bou teen die vyand. So ons gaan nou stap vir stap deur hierdie wapenrustingswerk. En wat so interessant is, alles het te doen met die volgende: met jou hart, jou gedagtes en jou motief. So die motief kom natuurlik uit jou hart uit. En dit is waar die battlefield is. So jou sterkte en oorwinning word bepaal deur jou kondisie van jou hart en dit wat jy dink. En dis hoekom ek begin het met hierdie valse guilt en shame, want daai gaan lê in ons gedagtes, nê? Want ons dink die heeltyd ek is nie goed genoeg nie. Of jy dink die heeltyd as jy onderliggende guilt en shame het, dan is dit die heeltyd hier in jou agterkop. So kom ons begin lees. Ons is nou by Efesiërs 6, ons gaan by vers 10 begin. In conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him. That strength which His boundless might provide. So wat sê hy? Sê ons moet sterk wees, nie swak in die Here nie, wees sterk in die Here. En dan sê hy, hoe word jy sterk? Met jou union with Him. En dan sê hy, waar kry ons die sterkte? Dit is with His boundless might provide. So met ander woorde, jy trek jou krag direk van God af. Ek meen, dis eintlik van selfsprekend, ons weet dit, maar verstaan ons in ons lewe, pas ons dit toe in ons lewe. So, jou eenheid met God bepaal direk of jy 'n oop target gaan wees of nie. So die oomblik wanneer jy nie meer in eenheid en in daai wynstok, en ek sê, jou lote is ingetap by die wynstok nie, die oomblik as jy daai koneksie begin verloor, dan begin die vyand met sy strategie. Dis juist die skapie wat afdwaal, wat hy kom. En dis hoekom Eva was alleen. Jesus was in die wildernis. Dis waar hy kom en ons aan te val. Die volgende vers sê vir ons, vers 11. Put on God's whole armor, the armor of a heavy-armed soldier, which God supplied, that you may be able to successfully stand against all the strategies and the deceits of the devil. Nou hoor gou hierdie, kom ons luister dit nie weer stadig deur. So hulle sê jy moet die hele wapenrusting aantrek. Partymal dan het ons net die swaard, maar dan het ons nie die skild nie. Partymal het ons nie die gordel, maar dan het ons nie die wapen van geregtigheid nie. Ons moet die hele wapenrusting. En dis hoekom ons stukkie vir stukkie dit net weer gaan deursit. Wat moet ons hier kry? Wat moet ons daar kry? En dan sê hy van 'n heavy-armed soldier wat die Here voorsien. So die Here gee vir ons alles wat ons nodig het om suksesvol te kan staan teen al die aanslae van die vyand. So ons gee vir hom geen toegang en geen reg nie. So God voorsien alles wat jy nodig het om jou grondgebied in te neem. En jou te beskerm teen elke plan en elke strategie van die vyand. Nou kom ons by die volgende vers en dis vers 12 wat vir ons sê, For we are not wrestling with flesh and blood. En ons het nou gepraat van mense wat mens intimideer en wil manipuleer. En nou bring hy vir ons daai in konteks, want onthou, waar kom hierdie mense daaraan om te doen wat hulle doen? Hoekom sê hulle nou net uit die bloute hierdie ding wat jou seer maak? Hoekom is dit dat hulle intentioneel jou probeer
intimideer, want iemand praat met hulle. So dis nie die baas nie, dis nie jou sussie nie, dis nie jou skoonma nie, dis nie flesh and blood nie. Wat is dit? But against the powers, against the master spirits, who are the world's rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in a heavenly supernatural sphere. So die ding wat ons hier in konteks moet verstaan is, jy kry hierdie magte wat in die lig is, wat ons nie sien nie, wat konstant met mense praat in hulle gedagtes, en omdat mense nie hulle harte beskerm nie, groei daar goed uit hulle harte uit, en dan uit dit uit, tree hulle op, want hulle het nie die wapenrusting aan nie. En dis hoekom dit so belangrik is, wanneer jy jou wapenrusting dra, kan jy hierdie goed sien vir wat dit is. So jy moet jou geestelike oë oopmaak, sodat jy kan sien wat gaan nie werklik aan. Want baie keer kry jy hierdie scenario, en ons het dit net laasweek beleef. My seun werk in Amerika, en ek wil graag vir julle hierdie scenario verduidelik, want die is direk wat dit beteken. Hy's nog jonk, hy's nou 20 en hy werk in Amerika op 'n plaas, maar voordat hy nog gegaan het, toe sê die agent vir hom, luister, jy moet maar jou krokodilpakkie aantrek, want die groot baas is nie lekker nie, okay? Lang storie kort, hy kom toe daar, en van dag 1 af is dit nou die oupa en die seun, daar's 2 boere, die seun is okay, maar hierdie oupa, ek sê vir my kind, ek dink die oom met PTSD, uit een of ander oorlog gefight, maar hy haal vir my kind uit elke dag van sy lewe, waar hy hom verklei neer, op hom trap, hy vloek hom, beskuldig hom vals, en dan vra hy hom 'n vraag, en dan wil my kind hom antwoord en sê, don't talk back to me. En typies maar, daai tipe van 'n persoon wat nog nooit geleer het hoe om eintlik met ander mense te werk nie, nooit geleer het om in 'n goeie verhouding met jou werkers te wees nie, maar die hele tyd om afbreek, en kyk, hy het 'n tawesvel, as daar nou iemand is wat 'n tawesvel het, is dit daai, hy's stil, hy's teruggetrokke, maar hy's baie emosioneel sterk, op skool ook, dan sê ek, luister, Eken, het jy boelies, en dan sit hy so, en dan sê hy, o ja, ek het, dan sê ek, maar pla dit jy, ag nee, wat? Dit kon nie minder gefeis het nie. Hy's hierdie rustigste mens, hy kan nie worry wat wie van hom sê nie. Nou kom hy by hierdie man, en hy breek vir hom af dag in en dag uit. En my kind gaan, en julle, dit is, maandag was dit 2 weke terug, en hy bid, hy sê, Here, ek kan nie meer nie. Want kyk, laas jaar het hy ook gewerk, ook nie maklik omstandighede nie, maar hy deurgedruk. Gebid vir 'n nuwe werk, ons kry hier 'n nuwe werk, en nou is dit nog erger, nee, dit het nou geïntensify, maar dit was part of his battlefield, dit was deel van wat die Here vir hom ook wou deurbreek, en ek wil graag hierdie getuienis deel, want dit kan dalk vir iemand iets beteken. En hy bid, hy sê, Here, asseblief stuur vir my 'n ander werksgeleentheid. Jene, toe ons weer hoor, en kyk, toe het hy eintlik al 8 of 10 ouens wat hom ook intussen bel en sê, we are looking vir 'n ou wat kan werk, dan sê elke keer, nee, ek het al 'n werk, nee, ek het al 'n werk. Konstant, vandat hy daar in Amerika geland het, het hy die heeltyd werksaanbiedinge, maar hy sê net die heeltyd neer, maar hy het gebid, en die volgende oomblik, kry hy hierdie oproep van hierdie ou van North Dakota, en die ou bel hom, en hy sê, Eken, I'm looking for you for 10 days, hy het hom geheadhunt, en hy soek vir hom, hy sê, want sy nommer het nou verander, en hy sê, ek het vir jou gesoek, en ek soek vir jou, ek wil hê jy moet vir my kom werk, en hy gee toe vir hom die aanbod en alles, en dit gaan nie eers vir hom oor die geld of niks nie, en ewe skielik, van almal wat ek net gesê het, nee, sê hy ja vir hierdie boer, en hy sê, dis reg, ek kom. Toe hy natuurlik nou vir die boet, die seun, want hy is mos die pa wat hom abuse, toe hy vir die seun sê, luister maar, jou pa abuse my eintlik, of hy werk vieslik met my. Toe begin hy my kind aan te kla, en hy sê, you a liar, and you've got no integrity, and you a backstabber, en weet julle wat, dis nou vir my so 'n mooi voorbeeld, dis presies hoe die duiwel jou wil intimideer. Presies dit wat hy nie is nie, kom hierdie man, en hy spreek daai woorde, en ek sê vir Eken, dis 'n demoon wat daar praat. Dis nie hy nie, dis 'n demoon. Want hulle wil in denial bly, hulle wil die hele tyd die waarheid onderdruk, hulle wil jou manipuleer en sê, jy maak goed op.
dit is nie die waarheid nie, maar hulle almal skree, die waarheid skree, en die ding is, wat so interessant is, daar's nou al 3 klagtes wat al klaar teen hierdie oom lê, en laas jaar was daar al klagtes, maar nee, u kan lieg. Maar die lank en die kort is, en Eken het net sy koel gehou. Hy het sy integriteit gehou, ten spyte van die valse aanklagtes, wat hierdie ou op hom geskree het, en juist dit wat hy nie is nie. Ek meen, hier's 'n jong ouetjie, hy staan op vir homself, en nou wil hy hom intimideer, omdat hy staan vir regverdigheid, want om iemand te abuse is nooit okay nie. En ons moenie daarvoor settle nie. En die ou sê net, okay, in 2 weke moet jy van hierdie plaas af, of nee, ekskuus, 'n maand moet jy van hierdie plaas af. Julle, dit was 2 weke terug maandag. Nou, dit is 'n engse storie om nou die papierwerk reg te kry en dinge in plek te kry. Sondag laasweek, toe land hy in North Dakota. Toe die dinge net gestreamline, val in plek. Hoe amazing is dit? Want my kind het gestaan in geloof. Hy het gestaan op teen die intimidasie. Hy hoef nie 'n woord vir daai boer te sê nie. Toe hulle nou die kontrakte, toe dit albei gesê, okay, dit is 'n kant van ons albei kante af. Eken gaan nou ophou werk, en die boer het uiteindelik ook gesê, nee, dit is nie, hy het hom nou nie gedagvaar of afgedank nie, so dan is dit ook nie op sy naam nie, wat ek regtig bid vir die Here, wat goed is, maar ook die hele ding van, waar hy toe nou vir hom sê, luister meneer, en hy het so mooi met hom gepraat, hy sê, luister, dis nie dat ek hierdie werk vat, om dit vir my 'n beter salaris is nie, want hy betaal hom $5 meer, as waar hy nou is nie, so dit is nie vir hom daaroor nie, hy sê, dis oor die manier, hoe jou pa my hanteer het, en toe skree hy weer vir hom, you a liar, en Eken sê net vir hom, yes sir, en hy staan op en hy loop uit, want jy hoef vir niemand niks te oortuig nie, want weet jy wat, dit is skaamkwaad, want as jy so reageer, jy weet jy skuldig, maar jy wil dit nie erken nie, en dan ongelukkig gaan jy ook nooit vrykom, as jy nie jou foute wil erken nie. Die rede hoekom ek dit vir julle wil vertel is, en so by the way, die boer wat hy nou by is 'n weergebore Christen, wonderlike mense, hy sê, kom maar aan, en daar's soveel meer voordele, en dan is dit net weer eens, weet julle wat, die Here kom en hy werk goed vir jou uit. Jy voel dalk nou vasgevang in 'n situasie, maar vertrou vir die Here, en sê, Here, U maak vir my die regte deure oop. Nou kom ons lees net 'n bietjie verder, en dit is vers 13 wat sê, therefore, put on God's complete armor. Ons het nou al reeds gesê, nie die halwe armor nie, die hele armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demand, to stand firmly in your place. So kom ons gaan net gou-gou bietjie en ons noem gou die punte. So eerstens is dit, jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Jy kry jou krag uit God uit. En dan tweedens is dit, ons moet oorgee en ons moet sê, Here, ek is onderdanig aan U autoriteit en ek tap uit U eenheid wat ek in U het. En dit is nou die derde punt, jy word dus versterk deur jou eenheid in God en nie hoe oulik jy is nie. So ons trots moet ons neerlê. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het absoluut te doen in ons totale afhanklikheid van God die Vader. Nommer 4 is, hy voorsien jou alles wat jy nodig het in oorgawe. Soos hulle sê, bountifully. So hy gee vir jou. Hy tap vir jou, hy gee vir jou wat jy nodig het. Nommer 6 of nommer 5 is, jy moet die hele wapenrusting aantrek en nie net die halwe enetjie nie, sodat die vyand geen houvas kan kry nie. En nou nommer 6 het ons gesê, ons aanvalle is teen die demone, want hulle wil jou grondgebied steel, hulle wil jou intimideer en hulle gebruik mense om dit te doen. Nommer 7 het ons gelees van die enigste manier hoe jy ten volle in oorwinning kan wandel, is wanneer jy elke dag aktief opstaan teen die vyand en sy aanslag. Hulle sê, do all that crisis demand. Jy kan nie passief gaan terugsit en nie nou maar net sê, o nee, die Here fight vir my. Ja, die Here fight ook vir jou, maar jy
moet aktief, soos my kind, hy moes aktief gebid het, hy moes aktief geglo het, verstaan jy moet dit jy kan nie net wag, dit moet van self in plek val nie, partymal, dan moet jy opstaan in dit wat die Here vir jou gee. En elke situasie is anders, jy kan ook nou nie dit veralgemeen nie, maar hierso is dit ook van, ons moet vertrou vir die Here vir 'n werk, maar dan moet jy ook aansoek doen, daai tipe van ding, nie? En dan nommer 8 is wees standvastig, en daai beginsel gaan ons later 'n bietjie bespreek, as ons by een van die ander wapens uitkom, van die wapenrusting. Ons gaan net so vinnige breek vat, en dan gaan ons begin praat oor die eerste wapen wat jy nodig het om jou volle wapenrusting aan te trek. Ek is nou weer terug. Julle, ons kuier nou so lekker al vanoggend, en hierdie goed het ons nodig, julle, in ons lewe, om by waarheid uit te kom en by oorwinning. So ons gaan nou ons eerste wapen bespreek, nie? En dit is die gordel van die waarheid. So God leer vir ons, die Vader kom en hy leer vir ons sy waarheid deur sy woord. En in Johannes 8 vers 32, en ek dink almal ken hierdie skrif, tot die wêreld ken hierdie skrif, en partymal quote hulle dit in movies, dan sit heeltemal uit konteks uit, maar hallo, dit is wat dit is. And you will know the truth, and the truth will set you free. En weer eens is daai truth met 'n hoofletter T. So die waarheid kom deur Jesus, die waarheid kom deur God se Gees, en die waarheid is jou wapen teen wat jy die vyand gaan aanval. En dit is jou sterkte. So die oomblik wanneer ons die waarheid verloor, of kom ek stel dit so, die oomblik wanneer ons die woord verloor ons waarheid, en dan verloor ons krag. En dit is ook waar dit so belangrik is om in 'n gees van onderskeiding te wandel. Ons het nou ook gepraat van die valse en die ware skuldgevoelens. En ons moet leer om te kan onderskei. Wanneer is dit vals? Wanneer is dit waar? Want die waarheid sal jou vrymaak. So soos die Heilige Gees jou oortuig van die sonde, kom jy vry. Soos die duiwel kom met valse guilt en shame, bind hy jou meer vas. As mens ook kyk, mense wat in die bank werk, hulle het letterlik wat hulle ure en ure met geld werk, met valse note. Laat hulle duidelik kan onderskei, hulle tel die geld so, dan kan hulle dadelik voel, hier's 'n valse noot. Want vir ure en ure en ure, hulle ken hom, hulle weet hoe hy voel, hulle weet hoe hy lyk, want hulle is geleer, hulle oë is ingestel, hulle kan voel wanneer iets vals is, en so moet dit ook wees, met dat ons in voeling is met God se Gees en sy woord, wat vir ons die waarheid bring. So kom ons lees Efesiërs 6 vers 14. Stand therefore, holding your ground, so hou jou grond, moenie vorentoe nie, moenie agtertoe nie, jy hou jou grond, jy staan vas. Having tightened the belt of truth around your loins. En dit is die eerste stap, ek sê, om jou grondgebied in te neem, is jy moet die waarheid ken. Dit help nie jy glo 'n valse gospel, as ek dit so kan stel, ons gaan later bietjie daaroor praat, maar jy moet weet wat die ware evangelie is. En weer eens, soos ek gesê, die Heilige Gees kom wys dit vir jou. Ons gaan nou bietjie lees in Psalm 18, waar hy praat ook oor oorlogvoering. En as daar nou iemand is wat nou baie battles gewen het, was dit Dawid, nie? En Psalm 18, ons gaan vers 31 en 32 lees, sê dit vir ons, For who is God except the Lord? The God who girds me with strength and makes my way perfect. En hierso is dit weer eens waar ons nou aansluit wat ons gelees het van God is jou sterkte. En hy omgord jou met sterkte. Die Here kom en hy leer letterlik vir ons hoe om hierdie geveg te veg. So wanneer sy waarheid voor ons is, en ons ken sy waarheid, en ons wandel in sy waarheid, word die vyand blootgelê. En kan jy sien wat dit is?
Dis ook dan hierso waar die vyand ons wil probeer aanval met twyfel, met ongeloof en halwe waarhede. En ons het dit nou nog gelees. Hoe het hy vir Eva aangeval? Hoe het hy vir Jesus aangeval? En dis hoekom dit so belangrik is dat ons die manual moet hê. Ons het die naweek 'n vroue retreat gehad, wat amazing was. En onder andere het ons hierdie grappie gemaak met my sussie is daar besig met die oond, en nou maak of sy nie hierdie oond se tyd kan instel nie. Nou roep ons die vrouens na en ons sê, luister julle, kom help net 'n bietjie hierso. En my ander vriendin wat my help met die werkswinkel, sy het 'n manual daar, en sy sê, maar dit is alles in Frans, ons kan nie verstaan wat die ander nie. En die een kom aan, sy sê, nee, kom maar, ek kan hierdie goed doen, ek is baie goed hiermee. Dit was so interessant hoe elke se persoonlikheid uitkom, en sy vat die manual, sy sê, nee, hier's die Engels, nee, ons gaan dit nou uitfigure, en sy lees, en ek vat die manual, so ek sê, ons is besig met die oond, maar hierdie manual is die Efraai se manual, nee, en ons lag, en die ander ene Google, en dit was eintlik maar net 'n manier om vir hulle te demonstreer. Ons kan partymal besig wees met 'n mielieoond, maar dan ons 'n Kenwood Airfryer manual, en dit is partymal hoekom ons dinge mis, want ons lees nie die regte manual nie. Ons probeer 'n video in 'n CD-speler indruk. Onthou julle nog die video's? Of 'n tape in die CD-speler indruk, en dan gaan dit nie werk nie. En dis ook hoekom ons baie keer is ons manual die mense om ons, en ons luister na daai stemme wat dan sê wie en wat jy moet wees. En dis die eerste waarheid wat ons moet leer. Here, ek wil my omgord met die waarheid, want dit gaan my sterkte wees. U woord maak my sterk, nie die stemme van die wêreld of die stemme in my kop nie. In Psalm 18 vers 37 gaan hy aan en hy sê, for you have girded me with strength for the battle. Die Here het jou omgord met sterkte, so ja, jy kan. Jy het alles in jou om te staan en te wees wie die Here wil hê jy moet wees. Hy sê, you have subdued under me and caused us to bow down those who rose up against me. En dis hoekom ons weet, die vyand is onder ons voete. Ons moet net seker maak hy steel nie jou belt nie, want dan kan jy miskien sit met jou broek op jou knieë. So julle, ons moet die belt aantrek wat ons sterkte is, wat ons waarheid is. Nou kom ons gaan lees gou-gou 'n bietjie uit Nehemia af. En ek wil net gou-gou vir julle die agtergrondstorie vertel. So Nehemia is 'n fantastiese boek om te lees. So hier was die Israeliete, hulle is weggeneem in ballingskap. Hulle het alles verloor. Nehemia is in 'n ander land en hy werk eintlik in die paleis van 'n ander koning met 'n ander regering. En hierso hoor hy van die Jerusalemse muur wat afgebreek is. En die Here roep hom. En die Here sê vir hom, Nehemia, ek wil hê jy moet hierdie muur gaan herbou. En wat baie interessant is, as ons ook altyd praat oor die genadegawes, is Nehemia so 'n mooi voorbeeld van, as jy praat van 'n ruler, iemand wat 'n leier is en wat moet opstaan en weer herbou en moet weer herstel bring. So Nehemia het hierdie waarheid gekry by die Here en hy het 'n visie gekry. So hy het presies geweet wat hy moet doen. Maar die Here los hom nie net nie, hy gee hom alles wat hy nodig het om te doen wat hy moet doen. Maar op pad nou na hierdie ekspedisie toe, kan ek sê, het hy 'n paar vyande gemaak en die mense hoor toe en sy vyande hoor toe, nee, hierdie ou wil nou die muur herbou. So nou is hulle ongelukkig en hulle is sommer letterlik kwaad vir hom. En hulle bevraagteken dadelik presies wat ons gesê het van hy guilt en shame en halwe waarhede en hulle intimideer hom. Gaan lees dit gerus in Nehemia 2 vers 19. Dadelik kom hulle met daai aanvalle. Dadelik, maar wie dink jy is jy? Hulle sê letterlik vir hom, hulle voel sy identiteit en wie dink jy is jy?
om die muur te, julle dan lag mens somme, want dis nou daai valse noot wat jy voel, ag jene, wie's jy eintlik, nê? Wat jy nou vir die duiwel sê, wie's jy, om my te probeer intimideer. Maar Nehemia weet wat die waarheid is. En hy weet wat is die visie wat die Here vir hom gegee het. So hy stuur hom eenvoudig net nie aan hom nie. En hy gaan net voort, ek gaan nou hierdie muur bou. En op 'n stadium hou hierdie manne net aan om intimideer, nê? En hulle hou hulle aanval. So dan jy hierdie muur, nou moet jy dink, hier bou 'n klomp ouetjies, hier blou, so almal is nie saam op een plek en bou nie. So agter die muur is daar klomp. Dan sit aan die linkerkant is daar klomp. So hulle is nie noodwendig by mekaar nie, so hulle is versprei, so hulle is eintlik vulnerable. Dan die vyand hulle begin aanval. Toe het hulle naderhand gesê, luister, maar ons moet ramshorings hê dat ons net kan waarsku terwyl hulle hier aanval dat julle kan kom help hierso, nê? En hulle het letterlik met 'n swaard en met 'n tool waarmee hulle gebou. So aan die een kant bou hulle muur en aan die ander kant fight hulle vir hulle vryheid. En dis so 'n goeie voorbeeld ook van wanneer jou grensdrade vertrap is. In die begin is daar 'n stadium wat jy moet bou en moet fight. En moet bou en moet fight, want die duiwel wil nie hê, hy wil nie sy grondgebied opgee nie, so hy kom met sy intimidasie. So hulle sien toe, luister maar, Nehemia word nou nie geïntimideer nie, hy word nie ontmoedig nie, toe tog hulle nee, nou moet ons skem, en toe begin hulle met allerhande planne om hom nou dood te maak, want hy is net so hardnekkig, hy weier laat hierdie vyand hom intimideer. So hulle hier letterlik, en ek dink dit was 'n priester wat hulle gehuur het, nê? Om vir hom te jok. En hulle sê, luister, en hierdie man stuur vir hom 'n brief en sê, Nehemia, jou lewe is in gevaar, wat die waarheid is. Maar dan sê hy, kom kruip weg hier in die allerhoogste, dat hulle jou nie kan kry nie, wat hy nie mag doen nie. So hy het al vir hierdie goeie, hy sê soos, weet jy wat, jy lewe is gevaar, so maak of hy 'n goeie motief het, maar dan wil hy hom op 'n plek kry wat hy in sonde val, sodat hulle iets teen hom kan hou, en dan kan hulle hom nou stenig en sê, luister, hierdie ou het gesondig. So hulle wil letterlik hom in 'n plot. Dis nou tipies hoe die vyand is, hoe hy hierdie leuns en verdraaide waarhede bring om jou te intimideer. En as jy gaan lees in Nehemia 6, vers 6 tot 7, is dit dat hulle hom tot beginne beskuldig het dat hy 'n rebellie oprig, en dat hy nou die koninkryk eintlik omver wil gooi. Dis eintlik wat hy doen. Toe hulle sien so hulle het een tegniek na die ander tegniek probeer die vyand hom aanval en hom intimideer. Maar hoor gou mooi in Nehemia 6 vers 8 tot 9 wat hy vir hulle sê. And I replied to him. Nou praat hulle nou van hierdie intimidasie van wat hulle sê hy wil nou 'n rebellie oprig. Nou sê hy, no such thing as you said has been done. You are inventing them out of your own heart and mind. For they all wanted to frighten us. Hulle wil ons bang maak. Thinking their hands will be weakened and that the work will not be done. But now strengthen my hands. Is dit nie amazing nie? Hy word nie geïntimideer nie. Hy luister nie na hierdie leuns van die duiwel nie, maar hy hou aan bou. Hy hou aan, hy sê, Here, kom en versterk ons nou juis. Nou wil die duiwel ons intimideer. Nee, ons gaan nie lê nie. Nou met die Here juis kom en my omgord, want ek weet, wie is my God? En ek is in union, ek is in eenheid met hom. Ek hoef niks bang te wees nie. En hy het net aangegaan. So baie keer kom die duiwel met hierdie intimidasie, maar eintlik het hy geen houvas nie. Eintlik het hy geen reg nie en eintlik is daar geen krag in dit wat hy doen nie. Dis net 'n toets om te kyk of jy gaan ingee. En dit is waar ons moet sê, Here, ek hou my eenheid met U en ek staan op die waarheid. So ons eerste wapen wat ons het om hierdie geveg in te gaan is die beld van waarheid. En ek wil vanoggend vir jou vra, wat is jou waarheid? Glo jy die waarheid van wat uit God se woord uitkom? Of het jy 'n ander waarheid? Het jy ander leuns beginne
toelaat in jou lewe, ander intimidasies en verdraaide waarhede van die vyand, wat jou identiteit aanval, wat jou waarde aanval, of die beeld van God in jou lewe skade berokken het, sodat jy ook nie glo God is wie hy sê hy gaan wees nie, want dan gaan hy kom steel, slag en verwoes. Dit is nou my boodskap vir oggend aan julle. Ons gaan gou-gou 'n breek vat. En dan gaan ons net gou-gou alles bymekaar vat wat ons ver oggend bespreek het. Ek is nou weer terug. Kom ons hou net 'n bietjie 'n oomblik en ons kom net gou-gou bietjie weer by alles uit wat ons ver oggend gepraat het, want ek dink daar was soveel dinge wat ons bespreek het. So kom ons gaan net gou-gou weer deur dit en maak sommer 'n lysie terwyl ek praat. Ek gaan stadig probeer praat, maar kom ons noem dit 10 dinge wat ons vandag oor gepraat het. So eerstens, om staande te bly, is dit so belangrik om jou vyand te ken, sy strategieë te verstaan en te weet hoe die oorlog werk. Nommer 2. Een van die vyand se grootste wapens is guilt en shame. Hy het dit van die begin af gedoen om houvas te kry in ons lewens. Nommer 3. Jesus het die losprys betaal en elke dokument kom vernietig. Jy is nie meer daai persoon wat daai dinge gedoen het nie. Die dag wat jy werklik het bely het en tot bekering gekom het en weggedraai het van jou sondige natuur, dan verdwyn daai skuld. Nommer 4. Jy moet onderskei tussen ware skuldgevoelens en valse skuldgevoelens. Die een veroordeel, maar die ander een oortuig jou van skuld, en dit is die Heilige Gees. Nommer 5. Die vyand wil altyd jou identiteit aanval en jou verhouding met God die Vader bevraagteken. Nommer 6. Die verlede is die verlede. Jy kan niks aan dit verander nie. Jy het net beheer oor vandag. Wat jy vandag gaan doen, sê en dink. En dit bepaal die res van jou lewe. Nommer 7. Jou sterkte en oorwinning word bepaal deur jou hart se kondisie en dit wat jy dink. Nommer 8. God voorsien alles wat jy nodig het om jou grondgebied in te neem en jou te beskerm teen elke aanslag en plan van die vyand. Nommer 9. Die waarheid is jou wapen waarmee jy die vyand gaan veg. Dit is jou sterkte en dit is jou krag. Nommer 10. God leer jou hoe om te veg. Wanneer jy sy waarheid volg en in sy weë wandel, dit is wanneer die vyand nie meer jou kan aanval met valse aanklagtes, halwe waarhede, ongeloof en twyfel. Die vyand wil ons grondgebied steel en ons moet aktief teen hom opstaan. Mag die waarheid van God se woord jou vrymaak vandag, sodat jy jou grondgebied kan inneem. Identifiseer elke leuen en elke verdraaiing wat die vyand gebruik om jou gevange te neem. Kom luister gerus volgende week weer saam. Dan gaan ons 'n bietjie praat oor hoe betroubaar jou emosies is, want dit is die volgende aspek wat ons moet beskerm. So vandag het ons gepraat oor om die waarheid te glo en volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor die emosies. So as jy dalk 'n bietjie wil luister, jy wil dit dalk aanstuur vir 'n vriendin en jy wil dalk hierdie reeks volg, of daar's van die vorige reekse wat jy dalk weer wil luister, is jy welkom om te gaan loer op my website by yourdestiny.org.za. Jy kan ook gaan luister op YouTube by Your Destiny
Your Story met Lisel van Sail. So daar lê al die verskillende files. Jy kan sommer net dit ook follow of net subscribe, dan kan jy sien as die nuwe lesse gelaai word en dan kan jy die reeks so volg ook. Ek sien so uit om weer volgende week saam met julle te kuier. So maak seker jy stel jou wekker. Volgende week 9 tot 11 is ek weer terug en dan praat ons 'n bietjie oor die wapenrusting van die Here. Mag jy 'n wonderlike oggend verder hê. Ons praat weer. Totsiens.